Mense, goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman, en dankie dat jy weer eens ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Mense, dis vandag Shabbat, dis 'n apart gestelde dag, en ek is sommer net vanmôre dankbaar teenoor Vader, wat vir ons sy woord kom gee, wat hierdie dag ingestel het, hierdie dag van verootmoediging, 'n dag waar ons net kan reflekteer oor wie is hy? Want hy is die verbondsgod. Sy naam is Ja. Hy het hom geopenbaar aan Moses in die boek van Exodus hoofstuk 3 en hy sê vir Moses, Moses, gaan sê vir my volk dat ek het jou gestuur om julle te verlos van die greep van Egipte en te verlos van slawerny, want julle behoort aan my. En sy naam is Ja, die verbondsgod. En wat 'n voorreg om net op hierdie pragtige Shabbat-oggend sy naam te kan eer en respekteer. Mense, ek vrees sy naam. Hy's heilig, hy's soewerein, hy's geregtig, hy doen dit wat reg is, en terloops, hy bestaan vir ewig. En wat 'n voorreg om op hierdie dag, om te aanbid en te loof en te prys, want hy is aanbiddingswaardig, hy's lofprysingswaardig. Mense, van die opkoms van die son tot die ondergang van die son, wil ek hom loof en prys, en ek wil my kort herinner, my siel, vergeet geen een van die weldade van Ja in my lewe nie. Mense, dit is my so belangrik dat jy vandag sal besef, die rede dat ons die Torah porsies hanteer, is ons is besig om die berg te loop, en vandag is Torah porsie nommer 48, wat beteken regters. Nou die Hebreëse naam is Shoftim. So wie is oor my lewe aangestel? Wie beheer my poorte? Wie beheer my lewe? Wie beheer my huis? Wie beheer my huwelik? Wie hanteer my finansies? Wie is die regter wat oor my aangestel is om seker te maak dat ou Frikkie loop die regte pad? Dit is belangrik wat ek vandag vir jou sê. En ek is vandag so dankbaar teenoor Abba vir sy Ruach, sy Heilige Gees, wat hy vir ons gestuur het met die primêre doel. En dis om my en jou te herinner om te wandel in sy gebooie, in sy huweliks ketubah, die ooreenkoms, die verbondsooreenkoms. Mense, daar's 'n verbondsboek, en die verbondsboek is uiteraard die Torah, dis die eerste 5 boeke van die Bybel. Nou hoor ek die ouens sê, jong, 'n Frikkie is van die wa af, en hy's wetties, en hy's Joods, en hy's dit, en hy's dat. Hulle kan dit maar sê. Maar hoe meer ek hierdie woord lees, hoe meer ek verstaan die karakter van die bruidegom. Mense, ons staan in 'n huwelik. En hierdie huwelik is my verantwoordelikheid om te weet wie is die bruidegom, want ek word die bruid. Ek en jy word bruid, en ons moet weet wie is die bruidegom. Met wie is ons in 'n huwelik? Wat is die ring? Die ring beteken eintlik, of die ring is eintlik die Torah, want die Torah verbind ons. En dis vir my belangrik om te weet, maar wat is my bruidegom se karakter? Wat beskou hy as aanneemlik? Wat is vir hom wegwerplik? Wat is vir hom 'n gruwel? Wat is vir hom nie aanvaarbaar nie? Dat ek daarin sal wandel. Dit help nie, ek sê elke dag vir Amelia, my vrou, liefie, ek is lief vir jou, en ek waardeer jou, en liefie, dankie vir dit, en liefie dit, en liefie dat, maar ek doen, in terme van my optrede, die totale teenoorgestelde. Dan gaan hierdie huwelik nêrens kom nie. Nêrens nie. Dieselfde met ons hemelse Vader, Ja. Hy is die verbondsgod. Hy is die ek is wat vandag met my en met jou is, deur die inspraak van sy Ruach. Dit kom sommer nou by my op, Jesaja hoofstuk 58 vers 13, waar die woord sê, hy sê, wanneer julle voet nie sal terughou van my Shabbat nie. Nou my Shabbat dit behoort nie aan my nie, dit behoort nie aan Frik of aan jou nie, dit behoort aan hom. Shabbat is nie ons wat dit ingestel het nie, hy het dit ingestel. En as ek die woord reg verstaan, en asseblief help my, dan leer ek in hierdie woord, hy is nie 'n mens dat hy jou leuen sal vertel nie. In plat Afrikaanse taal, hy kan nie lieg nie. Hy's gister en vandag en môre is hy presies dieselfde. Hy het nog nooit verander nie. Sy woord is onveranderd. En hy het dit ingestel met die skepping. In Genesis hoofstuk 2 het hy dit ingestel. Hy het dit kom bevestig in Exodus 20. En deur die woord kom bevestig hy dat hy staan in sy woord. Mense, hy's buite tyd, hy's in tyd, jy kan hom nie pyl trek, jy kan hom nie redeneer nie. Jy kan nie aannames maak namens hom
en opinie gedrewe wees om hom te aanbid nie. Jy kan nie. Jy gaan 'n fout maak. As hy in die begin gesê het, my Shabbat is heilig, my Shabbat is apart gestel, my Shabbat is geseënd, en wanneer jy jou voet nie terughou van my Shabbat nie, en dit 'n verlustiging noem, sal ek jou laat ry op die hoogtes van hierdie aarde. En die mond van Ja het dit gespreek, die mond van Jotai, Wafai, die Almagtige, het dit gespreek, en ek en jy moet kennis neem. So wat vir my belangrik is, mense, is die Torah porsies, en baie mense het 'n probleem met die Torah porsies. Nou, dit leer my wie is Vader se karakter. Ons loop om die berg, en soos wat ek om die berg loop, so leer ek hom ken, en ek verstaan sy karakter, ek verstaan wat is my verantwoordelikheid, en ek verstaan wat hy van my verwag, want hy sê mos in die boek Openbaring, en ek wil vir julle 'n Elohim wees, en julle moet my volk wees. So dit beteken, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor hom, die bruidegom, en hy het 'n verantwoordelikheid teenoor my. Hy sorg vir my, hy beskerm my, hy hou my gesond, hy lei my in die spore van geregtigheid. Hy is my koning, hy regeer oor my, Torah porsie 48, Shoftim, hy regeer oor my. En dis my belangrik. Die Torah is eintlik die verbondsboek, of dis die wetboek. En ek en jy moet kennis neem, en dit openbaar die lewensinstruksies, hoe ek en jy moet leef op hierdie aarde, om in lyn te leef met ons bruidegom se karakter. Mense, dis my belangrik. So ek het vrede, wie vir my wat sê, ek is by daai dae verby waar ek sensitief was oor woorde, en terloops, ek wil gou vir jou lees, wat sê die woord, en as jy deur moeilike tye gaan, en jou familie en jou vriende etiketeer jou, en hulle praat sleg van jou, en dit gaan gebeur, maar gelukkig sê die woord mos, hy sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal nie slaag nie, en elke woord wat teen jou uitgespreek word, wat valslik of beskuldigend is, sal in die gereg weer lê word. En dis ek en jy. Hoor gou wat sê die woord, en ek wil dit net vandag sommer uit hierdie vertaling vir jou lees. Hy sê, geseënd is julle wanneer mense julle terwille van my beledig. Nou hierdie my, Yeshua is hier in die woord, en dit sluit aan by Johannes 14 vers 15, hy sê, ouens, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Wat is daai gebooie? Want hy is onveranderd. Dan gaan ons terug na Exodus toe. Dan gaan ons terug na die Torah toe. Hy sê eintlik, as mense julle beskuldig terwille van my, wat ek julle geleer het, Johannes 17, moenie bekommerd wees nie, en hulle julle beledig en vervolg en valslik, als wat sleg is van julle sê. Kan ek gou my telefoon vir jou, kan ek gou vir jou aanstuur op die groepe, wat die ouens sê van my, en wat hulle van jou sê. Hy sê, wees dan bly en verheug, halleluja, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg, en uiteraard het hulle die profete doodgemaak, want die mense wil nie die waarheid hoor nie. Ek het in die week, ek dink dit was Dinsdagoggend gewees, toe bring ek 'n boodskap uit oor waar die leuen in die laaste dae net soos die waarheid gaan begin klink, en ek en jy moet regtig kennis neem van dit. En ek sê ook in daai boodskap, dit was vroeg, ja, dit was Dinsdagoggend gewees, ek sê, mense, kom ons kyk mekaar in die oë, en kom ons sê vandag vir mekaar, speeltyd is verby. En vandag in Torah porsie 48 wil ek weer eens vir jou sê, jy moet gaan bepaal, wie is oor jou aangestel, wie regeer oor jou lewe, wie regeer in jou huwelik, wie regeer in jou huis. Nou, jou huis is 'n plek van aanbidding, jou huis is 'n plek van voedsel, van slaap, van opstaan, van eenheid. Psalm 133, dis goed wanneer ons saam woon in eenheid, want dit bring salwing, dit bring lewe, dit bring seëninge. So wie regeer? Wie regeer in jou poorte? Hier is my poorte, hier is my poorte. Wie regeer in jou poorte? Waarna luister jy? Wie regeer in jou lewe? En dis vandag se Torah porsie. Dis my so lekker om met jou te gesels, en dankie dat ons kan saamgesels oor die woord, en dat ons tot die waarheid kan kom, mense. So ek eer Abba vir sy woord, ek eer hom vir sy liefde, ek eer hom vanoggend net vir jou wat die besluit geneem het om die berg te loop, en saam met ons te kan staan in die stroom van lewende waters. Ek eer Abba daarvoor.
Ek gaan nou saam met jou bid. Dit was my baie moeilik om hierdie gedeelte, hierdie Torah porsie 48, Shoftim, wat regters beteken, dit was my verskriklik moeilik om hierdie boodskap te kompres, om net, as dit moontlik is, om net 'n uur met jou te kan gesels. Ek wens ek het die hele dag met jou gesels, man, ons moet sommer 'n konferensie hou, en elke naweek sommer net die boodskap vat, en die detail, en ingaan tot op die sotvlak van Bybelstudie, om die dieper liggende dinge te kan sien. Ons lees net oppervlakkig. As jy oppervlakkig lees, dan gaan dit net 'n boek wees wat jy lees. Hierdie is nie net 'n boek wat jy lees nie. Mense, hierdie is die woord van ja. En ek en jy moet kennis neem. Kom ons bid saam. Kom ons vra hom se seën op hierdie pragtige dag. Hemelse Vader, dis 'n voorreg om u naam te kan aanroep, en wanneer ek u naam noem op my lippe, dan sidder ek, want u naam is heilig. U naam is soewerein. Ons kom vandag met 3 belangrike eienskappe voor u aangesig. Ek verklaar vandag my afhanklikheid saam met elke persoon wat ingeskakel is. Ek verklaar dat ons is nederig voor u aangesig. Ons wil nie voorgee wie ons nie is nie. Ons wil, soos u, wil ons gister en vandag en môre dieselfde wees, vanweë die inspraak van u Heilige Gees. Maar ons kom vandag met dankbaarheid voor u. Dankbaar teenoor hierdie spesiale dag, hierdie apartgestelde dag, Shabbat. En my gebed vandag is dat hierdie woord, wat vandag bedien sal word, Torah porsie 48, Shoftim, Vader, dat het werklik waar vandag by mense sal kom posvat, en dat mense besluit sal neem oor wie hulle regeer. Wie is in beheer? En dat ons nie met tradisie of met dogma en met leerstellings dit kan vermeng nie. Ons kan nie. Ons wil suiwer voor u staan, en daarom wil ek vanmôre my aangesig buig na die aarde toe, as 'n teken van u is die bron. En ek onderwerp my aan u woord, en die woord sê, wanneer ons dit doen, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Maar vandag gaan ons uit die woord uit eet, en dis ons daaglikse brood. En dankie dat hierdie woord wat u is, want u is die woord wat vlees geword het, dat hierdie woord nooit sal verbygaan nie, en dat hierdie woord vir ewig en vir altyd sal staan. En dat ons wat u volg, en ons wat in huwelik met u staan, dat ons u karakter sal begin uitleef. Dit nie vir onsself hou nie. En daarom kom die opdrag wat u vir ons sê, wees my navolgers, volg my, dat die lig deur ons skyn in 'n donker wêreld, dat ons geur sal bring om sout te wees vir die aarde. Dat ons nie sal stil bly wanneer ons moet praat nie, en praat wanneer ons moet stil bly nie, maar dat ons u deurentyd sal oplig en uitlig. En daarom kies ek vandag om aan te meld vir gehoorsaamheid. Ek kies om u te dien in gees en in waarheid. Ek kies om te hoor wat u woord sê, sodat u woord my lewe kan korrigeer. Ons kan nie arrive nie, Abba, ons kan nie. Ons kan nie dink ons is beter nie. En as ons so dink, vergewe ons asseblief. Vergewe ons. Abba, ek bid dat hierdie woord vandag mense se lewens sal verander. Elke man, vrou, seun en dogter wat ingeskakel is by hierdie uitsending, nou of 'n bietjie later. Abba, dat die woord regtig waar ons hartsdeure kom aanklop, en dat ons bewus word om ons deure oop te maak en u in te nooi, sodat u die beker in die binnekant kom skoonmaak. Ons verklaar ons liefde aan u, ons eerste liefde, en ons soek u koninkryk eerste, en die geregtigheid wat moet deel vorm van ons lewens bestaan, om u te loof en te prys en te eer op hierdie apart gestelde dag. Maar dis my gebed vanoggend, dis my roepe, en ek dank u daarvoor in die wonderbare naam van Yeshua Messia, die gesalfde, en my gees roep uit, halleluja, halleluja. Abba, dis 'n voorreg om u te dien, dis 'n voorreg om vanmôre u woord by ons te hê, dis 'n voorreg om u naam op ons lippe te kan noem, en dat die oordeenkinge van my hart en die woorde van my lippe in lyn sal kom met u karakter, met u woord, Abba, dis my begeerte. En dat ons sal opstaan as leiers, as konings en priesters en profete in hierdie laaste dae.
Mense, ek moet seker by die woord uitkom, nee, ek sal heeldag met jou gesels, want ek geniet jou. En dankie, ja man, dankie vir die boodskappe wat ek ontvang, en dankie vir die gebede, en dankie dat mense vir ons bid, ek waardeer dit. Baie dankie, ons waardeer dit. So tussen al die pak sla en die houe op die rug en die dolke en die dan is daar mense wat sê, hoorie so, well done, ons bid saam met jou. Nou, net dit is my meer as genoeg. Dankie vir saad wat julle saai. Dankie dat julle ons help op verskeie areas. Ons eer, ons is natuurlik in afwagting en verwagting na die Sukkotfees 2026. Mense, ons is volgeboek. Ons eer, maar die plaaste kuiler is nooit weer dieselfde nie, want dit behoort nie aan ons nie. Dit behoort aan hom, dit behoort aan ja. En dat sy perfekte wil daar sal plaasvind. En op al die verskillende bedieningsareas waar ek met my oë kan sien hoe mense transformeer. Dis vir my amazing. Ek het dit laas ervaar in Israel. As ons mense bedien in Israel toe ons toerleiers was, ek dink nie ek sal weer Israel toe gaan nie. Ek dink regtig nie so nie, maar oorgeset synde, toe ons daar was en mense is op die bus en ons klim af by die bedieningspunt, hier by die tweede, derde dag, dan sien ek, wow, Abba, dankie, mense verander, hier teen die einde van hierdie paar dae in Israel, dan sien ons, hier is heeltemal 'n omwenteling in hierdie mense se lewens. So ja, ons is dankbaar vir die Torah, ons is dankbaar vir sy woord. Ons lees vandag uit die gedeelte, mense, hier is baie skrifte. Ek sê weer, dit was my moeilik. Ek sal hierdie boodskap regtig waar, as ek in detail wil ingaan, het ons nie genoeg tyd op hierdie dag nie. Deuteronomium hoofstuk 16, vanaf vers 18 tot en met Deuteronomium 21, vers 9, Numeri 35, vers 6 tot 34, Jesaja 34, vanaf vers 2 tot en met 6, Openbaring 6 vers 9 tot 10 en Openbaring 19, een van my gunsteling hoofstukke, vers 1 tot en met 2. En nou kom die vraag vanoggend na my en jou toe. Waar ja regeer, Jotei die Almagtige, moet geregtigheid regeer. Waar hy regeer, is daar orde. Waar hy regeer, is daar vooruitgang. Is daar protokol, is daar liefde, is daar geregtigheid, is daar warmte, is daar respek, is daar salwing, is daar lewe, is daar seëninge. Ek het sommer net vandag 10 punte vir jou genoem wat by my gedagtes opkom. So nou vra ek die vraag, waar regeer hy in jou lewe? Het jy daai 10 eienskappe wat ek sopas genoem het, is dit aanwesig in jou huwelik? Is dit aanwesig in jou lewe? Mense, dis 'n belangrike vraag om mekaar in die oë te kyk, om te vra, maar wie regeer oor my lewe? En wie is in beheer van my poorte? En julle moet vir julle regters aanstel. Shoftim. Nou wanneer ek hierdie gedeelte sommer net kyk om te lees, omdat dit net normale lees is, dan gaan 'n mens dink, ag, dis die aanstel van 'n klomp konings, en dis regters, en dis priesters en profete, en dis oorlog, en dis moord, en dis getuienisse, en dis stede, en mense vlug, en mense maak droog, en hulle doen dit. Dit klink tipies soos in die era waar ek en jy woon, maar op 'n dieper vlak, en dis my belangrik om op die dieper vlak, mense, ons is lankal by die melk verby. Onthou net, by die tabernakel kry ons die brandofferaltaar en die koper waskom. Ons is nou by die heilige gedeelte. Ons moet daar beweeg, want ons is in voorbereiding vir Sukkot. Ons is in voorbereiding met hom wat met ons wil tabernacle. The king is in the field, die koning is in die veld, en ek en jy moet gereed maak, ons moet ons klere was, ons moet in gereedheid kom, want hy is op pad. En hy kom nie vir 'n bruid wat nie gereed is nie, hy kom vir 'n bruid wat onder die heerskappy staan van die regter van alle regters. So as ek hierdie gedeelte lees, en dan sien ek, dis konings en regters en priesters en profete, en dis wat die mense lees, en dan sê, ag, dis boring. Maar die dieper vraag is, en kom ons gaan kyk so voor ek die vraag vra, hoe lyk jou dorp? Hoe lyk jou omgewing? Hoe lyk jou stad? Hoe lyk Suid-Afrika? Hoe lyk Namibië? Hoe lyk die uithoeke van hierdie wêreld vir jou? En hier kom die vraag, en dis 'n dieper vraag. Hoe lyk 'n volk wanneer ja, werklik die koning is van daai volk? Wanneer Jotei die Almagtige, ons Elohim, werklik in beheer is van daai volk, van Suid-Afrika?
Kom ons vat byvoorbeeld die blanke volk. Hoe lyk die blanke volk vir jou? Almal maak so aanspraak dat ons het 'n verbond met ja, en dit is hoe ons het. Maar hoe lyk ons regtig? Hoe lyk ons huwelike? Is ons toereikend met mekaar? Is daar eenheid in Suid-Afrika? Is daar regtig eenheid? Ek praat nie van die huidige regering nie, ek praat van ons mense. Ek praat van ons mense, is daar regtig eenheid? Kan ek jou gou geskok om vir jou te sê, daar is nie. Nie eens in familieopset nie, nie eens in gesinsverband nie. Weet jy hoeveel ouers praat nie met hulle kinders en hoeveel kinders praat nie met hulle ouers? Ek praat nie eens van boeties en sissies nie. Maar ons dien dieselfde Elohim. Ons kan dit nie eers doen nie. En ons verwag dat iemand moet oor ons regeer. En sy naam is Jotai Wafai die Almagtige. Ja, moet oor ons regeer. Maar kyk hoe lyk ons lewens. Nou vra ek die vraag, wie regeer oor jou lewe? Wie is aangestel oor jou? Hoekom tree jy dan so op? Want waar hy regeer is daar geregtigheid. Waar hy regeer is daar liefde. En die woord leer my in die boek van Matteus 24, in die laaste dae sal die liefde verkoel. Hoekom? Want die geregtigheid word minder. So ek praat nou net met jou. Ek het hierdie week weer argumente gehad met 'n klomp mense oor dit. En ek kom agter, hulle is koud, hulle is afsydig, hulle is vyandig en sorry, dan wil ek nie met jou geassosieer wees nie. Punt, oor en uit. Hierdie is 'n woord van liefde. Hierdie is 'n woord van geregtigheid. Geregtigheid bring liefde. Liefde bring gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is weer geregtigheid, liefde, gehoorsaamheid, geloof. Dis wat dit beteken. Hoekom lyk ons so? Hoekom lyk ons so as ons sê dat die Skepper God van die hemel en die aarde, ja, die verbondsgod regeer oor ons? Hoe lyk 'n volk? Hoe lyk 'n gesin waar ja werklik oor ons regeer? En nou kom Israel in hierdie Torah porsie nommer 48 en hulle staan voor die beloofde land. En ja hy weet, hulle gaan stede bou, hulle gaan grond besit, hulle gaan leiers hê, hulle gaan konflik hê, soos wat tans in Suid-Afrika is, tussen hierdie velkleur. Daar gaan misdaad wees, daar gaan dalk oorlog wees, profete gaan opgewek word uit hierdie stamme nasies, en uiteindelik gaan daar 'n koning wees. En die eerste koning wat aangestel was vanuit menslike navraag, en dit was koning Saul gewees. En nou kom ja, en hy sê die volgende, hy sê, en ek wil dit gou vir jou lees, hy sê, as julle in die beloofde land is, wanneer julle dit bereik het, wat ek aan julle vaders met 'n eed beloof het, en julle is in die beloofde land, hoor mooi, mag julle nie, soos die nasies rondom julle, funksioneer nie. Want julle behoort aan my. Hoor nou baie mooi, wanneer julle in die beloofde land kom, daar is 7 nasies wat ek voor julle gaan uitverdryf, en my vrees sal oor julle wees, en hulle gaan die skrik hê, en hulle gaan gee pad stelselmatig, maar wanneer julle as 'n groep, wanneer julle as die 12 stamme in die beloofde land bly, wanneer ons in Suid-Afrika bly, mag julle nie, soos die nasies rondom julle funksioneer nie. Hoekom nie? Want julle behoort aan my. So as ons dan aan hom behoort, en hy regeer oor ons, dan moet daar mos vrede wees. Dan moet daar geregtigheid wees. Dan moet daar liefde wees, gehoorsaamheid. Hoekom is dit nie daar nie? Dan moet daar mos aanneemlikheid wees, en genade wees, en vriendskappe, en warmte, en respek. Nou, antwoord my hierdie vraag. Hoekom lyk ons dan so? Hoekom behandel ons mekaar so? Hoekom is hierdie velkleur se mense elke week in die skeyhowe? Hoekom suip ons? Hoekom hoer ons rond? Maar ons het die woord, en ons gaan Sondag aan ons kerk toe, en ons aanbid, en ons steek ons hande op, en ons raak ingesleep met emosie. Emosie bring jou nergens. So wie regeer oor jou, by jou huis? Help nie jou Shabbat, maar môre oor môre vloek en skree en skel en hoer en remoer jy, en jy suip en jy maak asof niks verkeerd is nie. Dan is ons nou besig om met hom te speel, en dis hoekom ek vandag gesê het, speeltyd is verby. Stop met jou nonsens, stop met jou gevloekery, stop met jou afsydigheid,
Stop daarmee. Stop daarmee om te wil God speel in ander mense se lewens. Jy gaan 'n groot fout maak. En omdat julle aan my behoort, hoor mooi, en omdat julle aan my behoort, as julle aan my behoort, dan behoort die regering ja te wees. En wanneer hy regeer, dan is daar mos nie disfunksionele optrede nie. Ek bedoel, daar's protokol, daar's rigting, daar's dissipline, daar's orde, daar's huisreëls. En omdat julle aan my behoort, hoor nou mooi, moet my karakter sigbaar word op die manier hoe jy leef. Moet my karakter sigbaar word op die manier hoe jy leef. Dis hoekom hierdie gedeelte van konings, regerders, Shoftim, is belangrik in die tydsvak waarin ek en jy leef in 2026. En ons gaan dit vandag sien. En hierdie woord gaan jou vandag skok. En dit is belangrik om wakker geskik te word, want ons is in die slaap. Ons is besig met 'n slumbering spirit. Ons is besig met Jezebel en ons voed die insecurities van mense, want mense is emosioneel gedrewe. Hulle is nie feitelik in terme van die woord nie. Dit is belangrik dat hierdie woord geloof openbaar, want geloof kom deur die hoor van die woord. Ons leef in 'n wêreld in 2026 waar grense vervaag, veral in terme van moraliteit. En waarheid word relatief, want die leuen klink net soos die waarheid. En die meeste mense hardloop agter die leuen aan, en die woord bevestig dit in Matteus hoofstuk 5. Baie is op die breë pad, en baie sal die nou pad soek, maar hulle sal dit nie vind nie. Romeine hoofstuk 10, vers 2 en 3. Ek sien julle te ywer om ja te dien in gees en in waarheid, maar julle het nie die kennis om hom te dien nie. Nou skep julle julle eie geregtigheid, en julle dink dat hy tevrede daar moet wees, en hy is nie, want hy regeer, en waar hy regeer, is daar protokol, is daar beheer, is daar gesag, is daar orde en autoriteit. En ons gebruik ons gesag op 'n basis wat nie aanvaarbaar is vir hom nie. So wie regeer oor ons? En ek sê weer, mense in vandag se tyd is toenemend emosie gedrewe en nie woord gedrewe nie. So mense, ek wil 'n paar stappe met jou deurloop vandag, en is my belangrik om hierdie woord af te lewer, sodat daar by jou geen illusie kan wees om langer 'n draadsitter te wees nie. Geen. Ons wil nie daaroor onderhandel nie. Onderhandelings is verby. Dis of reg of dis verkeerd. Of jy wil nie. Die woord leer my in die laaste dae in die boek van Openbaring, hulle wat vuil is sal vuiler word, en ek sien dit. En hulle wat skoon is en wat rein wil lewe en wat heilig wil lewe, sal heiliger word. Ek sien dit, dat ons sal wandel van heerlikheid tot heerlikheid in hom, en dat ons sy karakter sal snap en dit sal uitleef, want hy regeer oor ons. Nou kom die woord in hierdie Torah porsie 48 en hy sê, stel vir julle regters aan by julle poorte. Deuteronomium hoofstuk 16 vers 18. Lees saam met my. Mense, ek het hierdie woorde ek kortliks opgesom, want ons het baie werk om af te handel. Deuteronomium 16 vers 18. Ja sê, stel vir jou regters en beamptes aan in al julle poorte. Die Hebreëse woord vir shoftim, en die wortelwoord is eintlik shafat, wat beteken, stel vir julle regters aan in julle poorte, shafat, wat kan oordeel, wat kan onderskei, wat 'n saak kan beslis, en wat die orde herstel. Want wie in die poorte aangestel is, beheer die stad. Wie die poorte beheer die stad. Nou kom die vraag vandag. Wat is reg? En dis baie keer jou gebed en my gebed. Abba, wat is reg in u oë? Wat is reg volgens u? Dit is belangrik. Nommer 1. Hoe word die orde herstel? Nie wat ek voel wat reg is nie. Ek moet die feite hê oor wat reg is. Die voel aspek is emosie gedrewe. Dan gaan ons 'n fout maak. Die regte aspek is om te weet, Abba, hoe lyk u karakter? Wat sê die Torah? Wat sê die profete? Wat sê die evangelies? Wat sê Paulus? En terloops, Paulus is nie 'n slang nie. Wat sê Paulus? Wat sê die boek Openbaring? Wat sê Timoteus? Wat sê Petrus?
Ek moet hierdie goed weet. En wanneer ek dit weet, dan kan ek mos nie goed doen wat ek voel dis reg nie. Ek doen goed omdat ek weet die woord rugsteen my optrede en my funksionaliteit. Dis my belangrik. Nou kom die Torah en die Torah sê, mense, ontdek wat reg is in die oë van Jah. En as ons dit kan doen, dan is dit mos 'n duidelike refleksie oor wie jou regeer. Die poort. Die poort, waarom moes regters by die poort aangestel wees? Want die stadspoort is die plek waar besluite geneem word. Besigheid word daar gedoen, kontrakte word geteken en bevestig by die poorte, geskille word aangehoor by die poorte en regspraak vind plaas by die poorte. En vandag 2026 het elke mens 'n poort. My oë is my poort. My ore na wie ek luister is 'n poort. My denke is 'n poort. Dis hoekom die woord sê in 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3, 4 en 5, neem elke gedagte gevangene tot die gehoorsaamheid aan die woord en die kennis van Ja. Met ander woorde, ek moet kennis hê aangaande hom, Jod-Hy, Waf-Hy, die Almagtige. My mond is 'n poort, dood en lewe lê in die mag van die tong. My huis is 'n poort, wat bring ek in my poort in? Wat regeer my huis? Waarna kyk ek in my huis? Waarmee is my gesin besig in my huis? My huwelik is 'n poort, want my huwelik simboliseer die beeld van Ja. Ek en Amelia is getroud. As man en vrou leef ons sy beeld uit. Dis hoekom man tot man nie sy beeld kan uitleef nie. Vrou tot vrou kan nie sy beeld uitleef nie. Jy moet dit vandag hoor. Dis 'n gruwel in die oë van Ja. My bediening is 'n poort. Die woorde wat jy my vandag hoor sê, is 'n poort, dat my woorde gaan uit. Jy hoor dit aan jou kant. Jou ore is 'n poort en ons moet ons lewens korrigeer in lyn met sy woord, want hy regeer oor ons. En die vraag vandag, Shoftim, regters, wie sit by jou poort? Wie se beheer van jou lewe? Waarmee is ons besig? En ek wil dit weer sê, speeltyd is besig om uit te loop. Die uurglas is feitelik leeg. Die bruidegom is in gereedheid om sy bruid te kom haal. Sy bruid is nie reg nie, want sy bruid laat nie toe dat Ja oor ons regeer nie. Dis hoekom ons so lyk. Ons leef in 'n generasie van moderne tegnologie. Ons het sosiale media, ons het telefone, ons het die nuus, ons het die weer. Ek kan met Google Earth kan ek enige plek gaan bekyk. Ons het te maak met pornografie. Ons het gerugte van oorloë en ons sien hoe mense oorlog maak in die Gaza, in Israel, in Rusland, in China, en Amerika, en Irak en Iran, en ons sien hierdie goed, en ons hoor menslike opinies, en ons sien die leuns wat verkondig word deur sosiale media. Kan ek gou vandag vir jou sê, pas op vir sosiale media. Hulle kan vir jou iets opdis wat nie regtig bestaan nie. Pas op vir geestelike misleiding. En meester Yeshua kom waarsku ons in die boek van Matteus, en hy sê dit 3 keer, hy sê pas op vir die valse profete, pas op vir die valse leiers, pas op dat selfs die uitverkorenes sal mislei word. Belangrik, skryf neer as jy 'n pen en papier het. As daar nie onderskeiding by die poort is nie, dan kom alles in. Ek moet my poorte beskerm. Ek moet 'n regter aanstel oor my poorte. Ek kan nie kyk waarna ek wil kyk nie. Ek kan nie doen wat ek wil doen nie. Ek kan nie sê wat ek wil sê nie. Ek het poorte. Lees gou saam met my in Deuteronomium hoofstuk 16 vers 20. Hy sê geregtigheid moet jy najag. Hy sê dit 2 keer. Ek dink as hy dit 1 keer sê, dink ek dis belangrik. Maar wanneer die woord dit 2 keer sê, dan is dit baie belangrik, dan moet ek en jy kennis neem. So terloops, wat beteken die woord geregtigheid? Dit beteken om gehoorsaam te wees aan sy gebooie, sy instruksies, sy verordeninge en sy stem. Nou daai stem is opgeteken in die eerste 5 boeke van die woord, van die totale Bybel. Dis met ander woorde die Torah. Dit is sy stem, want hy het vlees geword en hy het onder ons kom woon, en hy sê dat as jy sê jy het my lief en jy doen nie wat ek vir jou sê om te doen nie, wie regeer dan oor jou lewe? As jy sê jy behoort aan my en jy doen wat ek van jou verwag en jy doen dit nie, dan is jy mos 'n leienaar.
en die waarheid is nie in jou nie. En nou kom Deuteronomium 16 vers 20 en hy sê, geregtigheid moet jy najag, nie wil nie, moet, dat jy kan lewe, en die land in besit kan neem, wat die almagtige Elohim vir jou sal gee. Die Hebreeu sê tzedek, tirdof, tzedek, geregtigheid. Geregtigheid moet nagejaag word. Ons moet aanmeld vir gehoorsaamheid. Mense, die doel van ons bestaan op hierdie aarde moet reg wees. Die doel van my lewe is om hom te behaag, die heilige van Israel. Sy naam is Jot-Hah-Wah, die almagtige. Ek is hier om sy waarheid, om sy woord te verdedig van misleiding en verleiding. Dis hoekom ek hier is. Vir 'n kriepak slaap. Ja, maar dit is oukei. Ek is oukei daarmee. Wanneer mense vir my boodskappe stuur en sê vir my, hoorie Frik, dankie. Ons het Shabbat vanaand vir die eerste keer in ons lewe. Dis hoe ons tafel lyk. Dit is wat ons gaan doen. Dan juig ek hardloop buitekant soos 'n kalwer wat uit die hokke uitkom en ek huppel en ek dans. Om te sê, wow, Abba! Ek kan nie die waarheid verdedig as ek leuns vertel nie. Ek kan nie heiligheid verdedig om mense te manipuleer nie. Ek kan nie die koninkryk probeer bou met Babylon metodes nie. Ons kan nie. Jy kan nie 'n heilige lewe, 'n kadosh lewe wil lei, maar in dieselfde asem is ons betrokke met afgodery en met waarsêery. Ons is betrokke met dit wat die nasies doen. As julle in my land woon wat ek aan julle vaders met 'n eed beloof het, en julle woon daarin, moenie dit doen wat die nasies doen nie. Wie regeer oor jou? Wie regeer oor jou? Stop met die afgodery. Stop met dit wat tradisie godsdiens is, wat in die kerke ingekom het en wat ons 'n poets kom bak het vir leuns vir al die jare. 1700 jaar is ons in leuns vasgevang. Dis tyd om uit te kom. Hardloop. Openbaring 18 vers 4. Kom uit hulle uit, my volk. En vandag is absoluut relevant. Ek wil die vraag vra, Abba, is my standpunt reg? Abba, kan ek hierdie woord bevestig uit u woord uit? Abba, is my gesindheid reg? Al is my kleurveld hierdie kleur, is my gesindheid reg? Abba, is my metode reg? Abba, is my optrede reg? Want waarheid en karakter kan nie van mekaar geskei word nie. Dit kan nie. Mense, belangrike vraag, wie is ek en jy? 1 Petrus 2 vers 9, ek en jy is 'n koning, ons is 'n priester, ons is 'n profeet. 1 Petrus 2 vers 9. 1 Korintiërs 3 vers 16. Ons is die tempel van die Heilige Gees. So wie regeer oor jou? 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Weet julle nie dat julle nie aan julle self behoort nie? So, waar moet die koning staan? Die koning moet onder die woord staan. Hier is die woord, hier is die koning. So wie is vandag die konings en die priesters? Ek en jy. Wie regeer oor ons? Is dit die woord? Is dit my opinie? Is dit my verdraaide waarheid? Ag nee, Frik, jy verstaan nie. Abba ken my hart. Hy weet ek is maar net 'n mens. Mense, dis nie 'n verskoning nie. Ek en jy die woord, die dag van verskonings aanbied, is verby. As jy eendag voor die regterstoel gaan staan en hierdie woord word teen jou gedraai en hy word oopgemaak en hy staan teen jou, hoe gaan jy dan antwoord? Nee, u ken my hart. Dis nie 'n antwoord nie. Dis nie 'n antwoord nie. Die koning moet onder die woord staan. Want ja, regeer. Gaan lees asseblief die gedeelte in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 17 vers 14 tot en met 20. Kortliks. As ek en jy 'n koning is, dan beteken dit ek en jy moet radikaal anders wees as die konings van die 7 nasies. Want ons kan nie ons volk regeer hoe die nasies hulle volke regeer het nie, want ons behoort aan, ja, en wanneer ons aan hom behoort, dan behoort ons aan sy protokol, ons behoort aan sy huisreëls, ons behoort aan dit wat vir hom belangrik is. Ja, se konings moet radikaal wees.
Hulle kan nie wees soos die konings van hierdie wêreld nie. Ek en jy moet anders wees. Met ander woorde, ons leef in 'n ander domein. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En dit bring my by Suid-Afrika. Ons is nou weer, binnekort moet ons nou weer gaan stem. Vir wie stem jy? Vir wie stem jy? As jy jou kruisie agter 'n naam gaan trek, dan beteken dit, jy is in assosiasie met daai politieke party. En as jy in assosiasie is met daai politieke party, dan beteken dit, ek staan vir die waardes, ek staan vir die eienskappe van daai politieke party. En as daai spesifieke politieke party, al is daai party die grootste oppositie, en hulle keer aborsies goed en transgender, dan trek jy nie jou kruisie agter daai naam nie, punt oor en uit. So met wie kan jy jou vereenselwig om in assosiasies te staan met iemand wat oor jou lewe moet regeer? Gaan maak die som, gaan besluit self. Ek het klaar my keuse uitgeoefen wat ek gaan doen, so maak jy die keuse. Onthou net, dis my belangrik, want as jy betrokke is by Menorah Tabernakel, dan beteken dit ek en jy is in assosiasie. Ek en jy bestudeer die woord saam, en ek en jy praat saam, en dis hoekom julle in ons belê, en dis hoekom ons in julle belê, want ons is in assosiasie. Maar wanneer jy jou kruisie trek, moet jy doodseker maak, wat is die voorkeure en die afkeure van daai spesifieke politieke party, voordat jy, want jy word geassosieer met daai party, nie net vleeslik nie, maar ook geestelik. So waar verstaan jy? Wie regeer oor jou? Want ons moet konings aanstel, en hulle moet by die poorte wees. So wie beheer ons poorte? En die koning, as ek en jy 'n koning is, het ons 3 belangrike waarskuwings. In die Ou Testament, as ek dit so kan uitdruk, en julle weet ek hou nie daarvan nie, want die woord van Genesis tot die boek Openbaring is 1 boek. Dis 1 boek. Dis nie 2 boeke nie, is 1 boek. Dis nie Ou Testament en Nuwe Testament, dit gaan oor 'n huwelik. Daai tyd, in terme van Torah porsie 48, mag die koning se perde nie vermeerder nie, en daar's 'n rede daarvoor. Nommer 2, hulle mag nie hulle vrouens vermeerder het, en nou dink ek onmiddellik aan nou Salomo. En nommer 3, hulle mag nie hulle goud en silwer vermeerder het nie. Hoekom dink jy mag hulle dit nie gedoen het nie? Nommer 1, die perde verteenwoordig hulle militêre mag, en die oomblik toe Dawid die volk gaan tel het, om te kyk maar hoe sterk is sy weermag, het hy staat gemaak op die mens, en nie op die skepper God van hemel en aarde nie. Hy het nie op hom staat gemaak nie. En dis hoekom hy hierdie 3 strafte vir Dawid gegee het. En die engel kom en hy maak 70.000 mense dood, en Dawid sê, nee, hier's ek en my familie, maak ons dood. Ek het gesondig teenoor u. Met ander woorde, pas op om te groot te word. Die vroue wat die konings getrou het altyd te make met 'n politieke alliansie. Dit presies wat Salomo gedoen het. Salomo het gedink as hy hierdie klomp vroue trou, dan het hy politieke alliansies, met ander woorde, dan bewaar hy die vrede in Israel, in Jerusalem. Groot fout. Want hierdie vrouens het hom weggetrek na hulle onderskeie afgoderry toe, en ongelukkig, Salomo het verval in absolute idolatry. En ek dink, hy is op die ouderdom van 63 is hy dood. En dis wat idolatry doen, dis wat afgoderry doen. Dit kom steel jou lewe. En dan die silwer en die goud verteenwoordig rykdom. En nou kom die boek Openbaring en hy sê julle is ryk en julle het niks nodig nie, maar eintlik is julle arm en beklaanswaardig. Julle is eintlik na, kom koop by my goud wat gelouter is. Kom koop salf om julle oë te salf, sodat julle kan sien wie ek is. En vandag is hierdie 3 belangrike dinge, wat hulle mag nie perde nie, die vroue nie, die goud en silwer nie, dis vandag van toepassing op my en jou, want ek en jy is 'n koning. Ons is 'n priester en 'n profeet. Pas op vir mag, om altyd in beheer te wees. Pas op vir begeertes met die oë, en pas op vir geld. En die koning se verantwoordelikheid was die volgende, en dalk moet jy dit neerskryf. Hy moes hom as koning vereenselwig het met die Torah. Hoekom die Torah? Want die Torah leer jou om besluite te neem. Die Torah leer jou wat is autoriteit. Die Torah leer jou wat is gehoorsaamheid. Die Torah leer jou wat is Vader se wil. En wat is vir hom aanneemlik. En dan die laaste punt, die Torah leer jou wie se beheer. Nie ek en jy nie. Ja, die verbondsgod.
Hy is in beheer. Nie ek en jy nie. En die Torah sê dat die koning moet 'n afskrif kry van die Torah en hy moet dit voortdurend lees om hom te vereenselwig oor wat is belangrik vir Jah, die Almagtige, ons Elohim. Sodat hy hom nie bo sy broers kan verhef nie. Sodat hy nie kan dink hy het gearriveer en sy magsposisie misbruik nie. En ek hoor met die oproepe en die boodskappe wat ek kry, hoeveel mense misbruik hulle magsposisie. Mense, koninkryks leierskap is om te dien. En meester Yeshua was vir ons die perfekte voorbeeld gewees. Kan ek gou sê, skryf gou neer. Hoe hoor jou posisie, hoe dieper moet jy tyd spandeer in die woord. Die wêreld sê, jou posisie gee vir jou meer regte en meer voorregte. Die Torah sê, my posisie in terme van my aanstelling gee vir my groter verantwoordelikheid. So ek en jy moet vandag 'n besluit neem. Wat is ons posisie in terme van aanstelling? Ek is 'n herder van 'n gemeente, ek is 'n oupa, ek is 'n pa, ek is ook 'n broer. So hanteer ek my gesagsposisie, selfs 'n moeder, of 'n pastoor, of selfs 'n sakeman, of 'n ryk man, of 'n werkgewer, of 'n regeringsleier. Wat is hulle posisies en hoe moet hulle funksioneer? En as ek vandag kyk na die funksionaliteit van die plaaslike regerings, en uiteraard ook die hoofregering, sien ek nie die eienskappe van Jah in ons regering nie. Inteendeel, ek sien dit nie oor die wêreld nie. Sien ek dit dalk in ons huise? Of kyk ek mis? Sien ek dit dalk in ons huwelike? In ons ouer-kind verhouding? Ek weet nie of ek dit sien nie. Want as ek die Torah porsie lees, nommer 48, en ek sien daar's konings oor my aangestel, maar die werklike koning, die verbondsgod, ja, wat oor my lewe regeer, en my lewe lyk so, dan kom die vraag, mos weer regeer oor my lewe. Mense, is altyd vir my belangrik, dat wanneer ons 'n Torah porsie doen, dat ons ook gaan kyk, wat is die messiaanse vervulling? Wat bedoel ek daarby as ek sê messiaans? Ek verwys na die Messias. Ek verwys die Messias, wat die woord vervul. In die Torah, is daar sekere aannames, daar sekere skaduwees en daar sekere tipologieë wat vervul word deur die profete se uitsprake en dan word dit vervul in die evangelies. Nou dis wanneer ek sê, kom ons gaan kyk na die messiaanse skaduwee in terme van die vervulling van die woord wat in die Torah geopenbaar is, wat deurloop deur die Tanakh, deur die profete en dan word dit geopenbaar in die Nuwe Testament, as ek dit so kan uitdruk. Die konings het geval. Ek bedoel, Saul het geval. Op 'n stadium was Saul onder die leiding van Heilige Gees. Dawid, die oogappel van Jah, het geval. Salomo, wat 'n direkte gesprek gehad het met Jah, hy het geval vanweë perde en vrouens en geld en goud en silwer. Hy het geval. En ons is op soek na 'n koning wat volkome onder die gesag staan van Jah. Ons is op soek na daai koning. En uit hom gegenereer het die woord vlees geword en onder ons kom woon. Die profeet Jesaja profeteer, hy is Immanuel, hoor mooi, hy is Immanuel, Elohim met ons. 'n Seun sal gebore word, sy naam sal wees Immanuel. Dit beteken, in die ou vertaling, God met ons, Elohim met ons, Jah met ons. Dis wat dit beteken. En dan profeteer hy verder in die boek van Jesaja en hy sê, hy sal wees wonderbaar, raadsman. So wie is my regerder? Wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader. Hy ewige Vader, mense, hy sal nooit ten einde kom nie. Hy's bly en hy is vir ewig, hy's ewig, hy's voortyd, hy's intyd, hy's buitetyd. Dis wie hy is. Hoor nou mooi, ewige Vader, vredevors. Maar wie word dit verwys? Elohim, ja, wat vlees geword het en onder ons kom woon het, en ek wil dit klink, klaar en duidelik stel. Not negotiable, nie onderhandelbaar. Hy is aanbiddingswaardig. Hy is nie net 'n profeet nie. Hy is nie net 'n broeder nie. Hy is aanbiddingswaardig. Die Antichristgees, 1 Johannes hoofstuk 2 vanaf vers 18, praat van, wanneer jy hom verloon,
verloon jy die Vader. En wanneer jy die Vader en hom verloon, dis die gees van die Antichrist. En baie mense word nou mislei deur dit. So wie is die koning? Kan ek gou vir jou sê wie is die koning? Dis die Messiaanse skaduwee. Dis meester Yeshua, die gesalfde, die Messias, die verlosser, die saligmaker. Heiliglik in die hemel buig die engele voor hom. Hoekom? Want hy is waardig om die boeke te neem en die seels oop te maak. Daniël hoofstuk 7. Sy koningskap is vir ewig en vir altyd. Kom ek lees dit gou vir jou. Daniël hoofstuk 7. Hoor gou hierso. Vers 14. Aan die menslike wese is die heerskappy, die eer en die koningskap gegee, sodat al die volke, al die nasies en al die taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy en sal nooit tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nooit ophou nie. Vers 18. Maar die heiliges, ek en jy, maar die heiliges van die Allerhoogste sal die koninklike heerskappy ontvang en dit vir altyd besit. Vers 27 van Daniël 7. Die heerskappy en die mag en die grootheid van al die koninkryke op die aarde sal gegee word aan die heilige volk van die Allerhoogste. Ja, sy koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die regeerders sal hom dien en aan hom gehoorsaam wees. Halleluja! So die Messiaanse skaduwee oor hierdie konings is wie anders as Yeshua, die gesalfde nie. En wie wat's my interessant? Hy het hom nooit self verheerlik nie. Inteendeel, die woord sê, hy het hom ontledig. Hy het hom ontledig. Hy is Godheid, as ek dit so kan uitdruk, liggaamlik. Dis wie hy was. Dis wie hy is. Hy verkoop nie waarheid vir politieke invloed nie. Hy het nie voor Satan gebuig in die 40 dae in die wildernis nie. Hy het hom in totaliteit onderwerp, want hy het vlees geword en hy het ons kom leer wat dit is om in die gees te aanbid. Hy het ons dit kom leer. Dis hoekom hy gesê het, onse Vader wat in die hemel is. Hy het ons kom leer how to pray in the spirit, want sonder die gees is dit onmoontlik om ja te waag. Hy het hom onderwerp aan die wil van die Vader, met ander woorde, hy het ons kom leer wie regeer oor hom. As die ware ja oor hom regeer, is daar orde, is daar funksionaliteit, is daar rigting, is daar salwing, is daar gesondmaking, is daar herstel, is daar restaurasie. En Shoftim, konings, wys eintlik vir ons wie oor ons moet regeer. Dis die koning van alle konings. Want hy was soos 'n profeet, soos Moses. Hy was soos 'n profeet soos Moses. Dis hoekom mense die aanname maak, ag nee wat, hy is maar net 'n profeet. Mense, gaan lees die woord in sy konteks op die vlak. Gaan kyk na die tipologie, gaan kyk na die skaduwee en gaan kyk na die vervulling. Dan sien jy agterkom wie is hy. Deuteronomium 18 vers 15. Jodai waarf hy sê dat hy 'n profeet soos Moses uit Israel sal opstaan. Met ander woorde, hy die skaduwees, hy die tipologie gehad van 'n Moses om in te staan vir die volk. En daarom het ja met Moses gepraat en Moses het met die volk gepraat. En hier kom iemand wat 'n verlosser is en 'n saligmaker is, wat sy lewe vir ons afgelê het. En hy alleen is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is liefde, lewe, lig. Hy is alles. Ek bedoel die feeste, die 7 feeste, die 7 afsprake gaan oor hom. Pesach gaan oor sy bloed, ongesuurde brode gaan oor hy wat die sonde op hom geneem het, wat nie sonde gehad het nie. Opstanding, die first fruit, hy is die eerste opstanding uit die doodheid. Shavuot, die uitstort van Ruach, ek sal met julle wees, ek sal julle nooit wees agterlaat nie. Yom Teruah, ek gaan julle kom haal, sodat julle by my kan wees, the king is in the field. Die oproep vir die bruilofsgeleentheid, die trompette blaas, ek kom julle haal, wees in gereedheid, hê genoeg olie in julle lampe, julle moet genoeg Torah in julle hê. En dan Day of Atonement, Yom Kippur, dan word die boeke oopgemaak, en jy kyk of jou naam daarin is, en dan word daai boeke toegemaak. En 5 dae later, Sukkot, die fees van tabernakels, die bruiloft van die lam.
Julle moet na hom luister. Die Hebreëse gedagte agter om vir hom te luister is shama, luister, hoor, doen, gehoorsaam. Dis wat ek en jy moet doen. So, hy is ver meer as wat Moses was. Ver meer. Moses se lewe was soos 'n baba bedreig gewees, julle ken die storie. Yeshua Messia, die gesalfde, as 'n baba se lewe was ook bedreig. Moses kom uit Egipte. Yeshua kom ook uit Egipte. Moses gaan deur die water. Yeshua word gedoop deur Johannes die Doper. Ek wil bietjie met julle gesels op 'n stadium en wat se naam het Johannes gedoop? En wie se naam het hy gedoop? En wie se naam het die disippels gedoop? En julle wat nou al op die feeste was, sal presies weet. Yeshua 40 dae. Ekskuus, Moses was vir 40 dae op die berg. Yeshua die gesalfde was vir 40 dae op die berg. Moses tree as middelaar op. Yeshua as die groot middelaar. Die ewige lewe is in hom. Moses lei mense fisies uit slawerny uit. Yeshua lei mense uit slawerny en sonde, die vloek van sonde en die ewige dood, sodat ons saam met hom kan wandel in die tuine van die nuwe Jerusalem. Dis Yeshua. En op die berg van verheerliking verskyn Moses en Elia saam met Yeshua en die opdrag kom, luister na hom. Dit is my geliefde seun. Presies wat Deuteronomium sê. Deuteronomium sê, ek sal 'n profeet oprig soos Moses uit Israel. En op die berg van verheerliking kom daar 'n stem uit die hemel uit en hy sê, dis my geliefde seun. Na hom moet julle luister. Halleluja. En die toepassing vir vandag in 2026, ons leef in 'n wêreld vol stemme. Ons het profete, wat hulle self profete noem. Ons het predikers, ons het podcasts, ons het YouTube, ons het TikTok, ons het politieke stemme, ons het geestelike stemme, en Shoftam. Regter vra vanoggend, na wie luister jy? Wie's in beheer van jou lewe? In Deuteronomium 18 waarsku ons. Hy sê, ek waarsku julle teen waarsêery, ek waarsku julle teen towery, ek waarsku julle teen mediums, en ek waarsku julle teen okkultistiese praktyke. So nou kom die vraag, wie is jou bron? En as jy jou bron gekies het, is dit in lyn met die woord? Is Kersvader in lyn met die woord? Is Valentine in lyn met die woord? Is Easter in lyn met die woord? En nou gaan baie mense dit baie mooi regverdig en mooi inkleer. Ek weet nie hoe dit inkleer nie. Antwoord my ja of nee. Moenie maar nie. Antwoord ja of nee. En die woord sê ons geregtigheid. Dit moet julle najag. In Deuteronomium hoofstuk 19 en Numeri 35 wat deel is van hierdie Torah porsie, praat juis oor bloedskuld en stede waarheen jy kan vlug. Met ander woorde bloed, geregtigheid in 'n stad waarheen jy kan vlug. Hoe lyk Suid-Afrika vandag vir jou? En hierso maak die woord dit baie duidelik dat onskuldige bloed is baie ernstig. En waar leer ons dit? Ons lees dit tussen die verhouding tussen Kain en Abel waar die bloed uitgeroep het. Die woord sê die stem van jou broer se bloed roep uit die grond uit. Stop gou daar vir 'n oomblik. Kan ek gou iets vir jou sê? Hierdie aarde, en ek dink ek het dit vorige Shabbat lesing ook hanteer. Hierdie aarde wat ek en jy kyk. Wat sê Moses? Hy sê, ek hou julle voor die seën en die vloek. Ek hou julle voor die lewe en die dood. Kies dan vandag die lewe. En ek hou die aarde en die hemel as 'n getuie teen julle oor wat julle vandag besluit. Die bloed roep uit. Die aarde roep uit. Hoor mooi, met reikhalsende verlange dat die seuns en die dogters in hulle posisies sal inbeweeg. Wat beteken dit? Dat ons sal aanstel oor wie ons moet regeer. Dat wie ook al oor ons regeer, en ek vertrou dis ja, die almagtige Elohim, dat hy oor ons lewens sal regeer, sodat ons vir hom 'n welgevalle, heilige en 'n aanneemlike offer sal wees. Dit is julle redelike godsdiens. Met ander woorde, die bloed het as te ware 'n stem. En onreg roep uit in Suid-Afrika. Onreg die manier hoe jy jou vrou behandel, hoe jy jou man behandel, hoe jy jou kinders behandel,
hoe jy die mense om jou behandel. Daar's bloed wat vloei, geestelike bloed. Ons maak mense dood met die tong. Die bloed loop, man. Ons sny met die tong. Ons maak mense dood, onskuldig. Ek het so rukkie terug, het iemand baie sleg van my gepraat. En ek het dit net gelos. Maar nou hoor ek die stemme wat terugkom na my toe, vir ek, hierdie persoon sê dit, en daai persoon sê dit, en jy dit gedoen, en dit het jy nie gedoen nie, en ek hoor dit, en ek sê, weet jy wat, ek is okay daarmee. Ek weet wat die waarheid is. Ek weet, 3 maande gaan verby, hierdie persoon skakel my. Ek sê, hallo, dis Frik Weideman, en hierdie persoon sê toe wie hy of sy is, en die gesprek gaan toe oor, hoorie, ek het dit van jou gesê, en ek is baie jammer, ek was verkeerd gewees, en ek vra jou nederig om verskoning, jy was onskuldig gewees in hierdie hele aangeleentheid. Ek persoonlik dink die bloed het geroep, onreg het uitgeskree, want ja regeer oor my lewe, en daardie dink ek nie, ek is inteendeel, ek is niks, maar hierdie persoon sê toe, ja, jy was onskuldig gewees, en ek het van jou 'n monster gemaak, ek sê nou maar sommer my eie woorde, maar dit was 'n ander gesprek gewees. Ek sê toe baie dankie, ek waardeer dit, en weet jy wat, ek wil regtig vandag vir jou sê, dat my hart teenoor jou is skoon. En ek bedoel dit, my hart teenoor jou is skoon. Maar ek wil jou gunsie vra asseblief. Jy het nou gaan amok saai by 'n klomp mense. Die oproep wat jy nou na my toe gemaak het, gaan doen daai oproep dieselfde na hulle toe. En gesê ook vir hulle, wat jy sopas my gesê het. Gaan doen dit ook. Nou weet ek nie of dit gedoen was nie. Want onreg roep uit. Onreg waarmee ons besig is. In die stad van toevlug, waar jy in mense hardloop, wat onskuldig dalk iemand doodgemaak het. En ek gaan nou weer daarby kom, so hoor gou wat ek sê. Iemand wat onopsetlik 'n persoon doodgemaak het, kon na 'n stad toe vlug, met ander woorde om politieke asiel te kry vir beskerming deur daardie spesifieke priester, en daar beskerm word sodat regverdige beoordeling kan plaasvind. En ek sien dit vandag so. Ek sien dat baie keer wanneer ek 'n boodskap bring soos hierdie, dan is daar 'n groepie mense wat net 'n gedeelte van my boodskap vat. Dan sny hulle hom uit en hulle post daai op hulle groepe. Dan sê hulle, hoor gou wat sê Frik. Hoor gou wat sê Frik. En dan gebruik hulle dit teen my op hulle groepe. Dan is ek onskuldig, want hulle het nie die konteks van wat ek gesê het toe ek begin praat het nie. Nou het hulle nie die konteks nie. En daai onreg roep uit. Selfs oor jou. Mense, dit is so belangrik om geregtigheid na te jaag. Dit is so belangrik dat voor jy reageer op 'n post of op 'n stelling wat gemaak is op sosiale media, voordat jy reageer, moet jy vandag besef dat ek en jy moet geregtigheid najag. Dit is belangrik. Want ja, Jotwafai die Almagtige ignoreer nie bloed nie. Wanneer bloed loop, het sy geestelik of fisies, hy hanteer dit. Want as die bloed uitroep, en hy regeer oor my lewe, en hy regeer oor jou lewe, dis hoekom hy sê, bid vir julle vyande, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle wat jou vloek, seën hulle. Want daai vloek, daai vyande wat jou wil laat bloei, of dit nou fisies en of dit nou geestelik is, bid vir hulle, want hulle weet nie met wie hulle te maak nie, want ja, ignoreer nie bloed nie. Daar moet 'n ondersoek wees, daar moet waarheid wees, daar moet regspraak wees. En nou kom Numeri 35 in terme van die hoëpriester wat beskerming verleen. Hy sê die persoon bly in die stad van toevlug totdat die hoëpriester van daardie stad tot sterwe kom, dan kan daai persoon terugkeer. Terwyl daai persoon politieke asiel soek in daai stad, dan resorteer hy onder die regering van daai hoëpriester. As daai hoëpriester tot sterwe kom, hy lê sy koppie neer, dan kan daai persoon terugkeer na sy stad toe. Dit beteken dat nou is hy reg daartoe om te kan terugkeer sonder om vervolg te word.
En dit skep by my vandag 'n merkwaardige messiaanse skaduwee. So wie is ons hoëpriester? Wie is ons hoëpriester? Waarheen hardloop ons in tye van nood? En ons hoëpriester beskerm ons. Psalm 91. Hy hou ons in die skuilplek van die Allerhoogste. Hy kom steek ons weg. Met ander woorde, hy is ons toevlug. Wat sê die woord? Die regverdige hardloop daarheen en hy word beskud. So wie is ons hoëpriester? Yeshua Messia die gesalfde. Het hy sy lewe vir ons afgelê? Absoluut. Het hy gesterwe as die hoëpriester? Ja, sodat ek en jy vrylating kan geniet. Halleluja. Mense, kom ons gee hom eer vir dit, man. Halleluja. En dan kom in hierdie Torah porsie 48 twee getuies. En Deuteronomium hoofstuk 19 sê baie uitdruklik, een getuie is nie genoeg om iemand te veroordeel nie. Een getuie is nie genoeg nie. So omdat ons onder die regering staan en onder die beskerming staan, sal hy ook die onskuldige beskerm. En dit is ongelooflik relevant in die tyd en die uur wat ek en jy inwoon. En wie wat besef ek? Die oomblik wanneer jy iets op, kom ons sê Facebook, of TikTok, ek het nie TikTok nie, of Instagram, ek het dit ook nie. As jy, kom ons sê, as jy iets post op Facebook, dan sal iemand, en ek het nou die afgelope week, het ek so 'n boodskap ontvang op my bakkie boodskap, waar iemand my sommer net blaatant kom uithaal het. Met ander woorde, sonder om te ondersoek, sonder om die bewyse te kry, sonder om, en onskuldige bloed word vergiet. En ons leef in 'n wêreld, hoor nou baie mooi, ons leef in 'n wêreld van onmiddellike oordeel. Onmiddellike oordeel. Ek plaas iets op Facebook, 'n bakkie boodskap, of dalk miskien koffietyd, iemand stuur 'n WhatsApp en iemand beskuldig my in binne 'n uur. En daai slegte nuus gehardloop na 10, 15, 20.000 mense. Sonder om te ondersoek, dis hoekom jy nie op een getuie kan staatmaak nie. Sonder om te luister, sonder om te bevestig, sonder om getuies te kry, sonder om die waarheid te soek, word jou naam beswadder en die onskuldige word skuldig gemaak deur sosiale media, deur mense wat sê, ja, regeer oor my lewe. En dis 'n poort. Facebook het 'n poort geword. En ek en jy moet grense instel. En in die boek van Deuteronomium hoofstuk 19 vers 14 sê die woord, jy mag nie jou naaste se grense verskuif nie. Oppervlakkig klink dit gaan gepaard met grond. Ek kan nie my naaste se grense verskuif nie, maar as jy diep gaan op die sotvlak van Bybelstudie, dan besef jy, maar dis 'n veel groter studieveld as wat jy net op sigwaarde lees. Dis hoekom dit so belangrik is om die berg te loop, om dieper te verstaan met wie ons te make. Met die verbondsgod. Ek kan nie my grense skuif nie. Dit gaan nie net oor grondgebied nie, terloops, wanneer ek en jy wandel in Vader se weë, dan kry die vyand dit soms reg om my en jou terug te stamp. Want hy soek grondgebied. Hy wil die grense skuif. En wanneer hy die grense kan skuif, dan kry hy inspraak in my en in jou lewe, en dit veroorsaak onsekerheid, dit veroorsaak twyfel, dit veroorsaak selfhaat en vrees en skuldgevoel en allerlei tipe van dinge. Nou raak ons sarkasties en ons raak manipulerend en ons is 'n sukkelende volk. Ons sukkel. En dis die goed wat gebeur. Mense, ek doen nie beradings. Ek sit met mense. En hierdie grense wat die woord hiervan praat, grensmerkers, Deuteronomium 19 vers 14, praat eintlik al van die boek van Genesis tot die boek van Openbaring. Skei lig met duisternis. As ek daaraan dink in die skepingsverhaal dat die water in die land is geskei. Bring 'n skeiding in jou mondering, wat is heilig en onheilig, wat is rein en onrein, wat is waarheid en wat is leuen. In die moderne wêreld sê die wêreld maar grense beperk my. Dis hoekom ek nie van die Torah hou nie, want ek wil nie reëls nie. Ek wil nie moets en moenies nie. Ek sien dit, ek hanteer dit. Waar jong mense vandag hulle wil nie reëls nie. Hulle sê nie belang nie. Kan ek gou vandag vir jou sê, jou huwelik
het grense. Jou ouer-kind verhouding het grense. Jou finansies het grense. Jou verhouding met die mense in jou huis, met die mense buitekant, het grense. Jou emosies het grense. Grense is nie noodwendig verwerping nie. Grense beskerm. 3 belangrike goed in my lewe vandag, en ek het dit al gedeel, is nommer 1, Abba, ek soek die waarheid. Nommer 2, daar moet 'n balans in my lewe wees. En nommer 3, my persoonlike grense moet ek weer opskerp. Ek moet dit weer opskerp. Mense, hierdie Torah porsie 48 het my lewe regtig kom verander. En ek eer Abba, want ek vra voortdurend myself die vraag, Frik, wie regeer oor jou? En wie ook al oor jou regeer, wat jou antwoord is, so gaan jy in assosiasie met daai koning funksioneer. En ek maak vandag die besluit, dat ja, regeer oor my. En ek staan soos Josua, wat sê, ek in my huis, ons sal hom dien. Ek weet nie wie julle gaan dien nie. Julle kan dalk miskien die gode gaan dien, vanaf die Vaalrivier tot die Oranje rivier, van die Efrates tot wat ook al, maar ek, in my huis, ons gaan hom dien. Ja, die verbondsgod. En dit bring my vanoggend by 'n belangrike aspek, die onopgeloste moord, in terme van hierdie Torah porsie, nommer 48. Gaan lees asseblief die gedeelte Deuteronomium, hoofstuk 21 vers 1 tot en met 9. En hy eindig met hierdie gedeelte wat die volgende sê. As ek 'n persoon in 'n veld kry wat dood is, en ons sien dit deesdae baie, niemand weet hoe die persoon doodgemaak is nie, dan moet die oudstes van die volk begin optree. En hulle moet gaan kyk, maar wat is die oorsaak? Hulle moet 'n ondersoek gaan doen. Wie is hierdie persoon en wie kon moontlik verantwoordelik gewees het vir die oorsaak van hierdie persoon se dood? Dit beteken, ons kan nie vandag sê, dis nie my probleem nie. Want leierskap onder Ja se regering beteken, ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons mense, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons kinders, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons gemeenskap. En leierskap dra verantwoordelikheid in die omgewing waarin ek en jy woon. Dit beteken ek en jy moet opstaan en uitstaan en lewe bring in 'n gemeenskap wat op hierdie stadium sterwe vanweë ongeregtigheid en morele verval. Met ander woorde, wat gebeur onder my toesig? Wat gebeur in die atmosfeer waarin ek instap en waaroor ek beheer het? Wat se atmosfeer skep ek in my huis? 'n Atmosfeer van dood? Nou stap ek in met 'n dik bek, lang gesig en die atmosfeer is dood. Aan die woorde, hier's 'n onskuldige moord gepleeg en ek moet verantwoordelikheid neem om daai omstandighede te verander. Dit geld vir ouers, dit geld vir gemeenteleiers, dit geld vir werkgewers, vir besigheidseienaars, dit geld vir my en vir jou as 'n pappa en 'n mamma, as 'n oupa en 'n ouma. En hierdie gedeelte in Torah porsie nommer 48 vat ons deur na die boek van Openbaring. Openbaring hoofstuk 6 vers 9 tot 10. En ek wil dit met jou hanteer, want Johannes sien diegene wat doodgemaak is terwille van die woord en hulle getuienis wat hulle gedra het, Openbaring 12:11, en hulle sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis, en hulle het hulle eie lewens nie lief gehad nie. En hulle roep in die boek Openbaring, gaan lees dit asseblief, Openbaring 6 vers 9 tot 10. Johannes sien, hulle is doodgemaak vanweë hulle standvastige getuie om Ja te eer en te verheerlik, want hy regeer oor hulle. En hulle roep, hoe lank voordat u oordeele oor ons bloed sal wreek? Abba, hoe lank moet ons wag vir u oordeele? Dis presies wat Dawid gebid het, oor ons bloed sal wreek. En dis die taal van Numeri 35. Jy kan dit gaan lees, dis die taal van Deuteronomium 21. Die onskuldige bloed roep uit. Kain en Abel, die boek Openbaring, die bloed roep uit. Die onskuldige bloed roep uit. Of ek staan vir u woord, ek staan vir u karakter, ek staan vir u weë, ek staan vir u waarheid, en ek word doodgemaak. Nie noodwendig fisies dood nie, maar dit ook. Maar ek word doodgemaak op sosiale media.
En Openbaring 19 kom gee die antwoord. Openbaring 19 vers 1 tot 2 en hy verklaar dat Jahwe se oordeele, halleluja, is waar en regverdig. En nou word die sirkel voltooi in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 16, wat sê, geregtigheid, geregtigheid, dit moet julle najag. Openbaring 19 vers 1 en 2. Ja, die oordeele is waar en regverdig, want U is die verbondsgod van geregtigheid. Openbaring 19, sy oordeele is waar en sy oordeele is reg. En Shoftim, regeerders wat oor my aangestel is, begin met menslike regters wat aangestel word in die boek van Deuteronomium by die stadspoorte. En in die boek Openbaring eindig Shoftim met die regter van die heelal. Sy naam is Yeshua Messia, die gesalfde. En dit bring my by 'n belangrike gedeelte waarvan ek en jy moet kennis neem in terme van die messiaanse prentjie wat voor ons afspeel. Toe ons begin het met hierdie Torah porsie, toe kyk ons na die aanstelling van 'n koning en 'n regter en 'n priester en 'n profeet in 'n stad waarheen ons kan gaan wanneer daar moeilikheid is en ons is onder die beskerming van 'n hoëpriester en wanneer die hoëpriester tot sterwe kom, dan is ek 'n vry mens en ek kan teruggaan na die land van my herkoms en dit is die heenwyse na Yeshua, want hy is die hoëpriester wat sy lewe van ons afgelê het, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Maar nou moet ek daarin dink dat op sigself in die woord, as ek dit lees op die eerste vlak van Bybel lees, dan besef ek dat menslike instellings is beperkend. 'n Regter kan 'n verkeerde uitspraak lewer. 'n Priester kan dalk miskien verkeerd optree, wetend of onwetend, in terme van die Torah. Ek wil nie praat vandag oor vandag se priesters en predikante nie, ek gaan nie nou soontoe praat nie, of 'n profeet kan dalk vals wees. En net so bring die asielstede bring 'n beperking. So waarna is ek en jy op soek? Ek en jy is op soek na 'n volmaakte regter. Ek en jy is op soek na 'n koning wat regverdig oordeel. Ons is op die uitkyk vir 'n ewige hoëpriester wat nooit verander nie. Ons kyk uit na 'n ware profeet wat sy woord in ten alle kostes geopenbaar word as die waarheid, as die weg en die lewe. Ons kyk na 'n ware toevlugsoord. Sy woord is 'n sterke toring. En ek wil jou voorstel vandag aan hierdie regter. Sy naam is Yeshua HaMashiach, ons verlosser en saligmaker. En nou kom die vraag vir 2026. En hiermee wil ek afsluit in terme van hierdie Torah porsie Shoftim wat regter beteken. Nommer 1, wie gaan die wêreld oordeel? Wie regeer oor jou lewe? En ek het hierdie vraag 'n paar keer vandag vir jou gevra. Wie sit by jou poorte? Wie beheer jou kyk? Wie beheer jou gehoor? Jou reaksies? Wie beheer jou finansies? Wie is in beheer van jou huwelik? Jou huis? Wie is in beheer vir die waarheid? En ek sê dit weer, in my lewe vandag is waarheid nommer 1. Balans is nommer 2. Grense is nommer 3. Die waarheid. Ek kan nie in die waarheid wandel en ek word gedryf en regeer deur my emosies nie. Want ja, die verbondsgod, die heilige van Israel, hy is die waarheid in my lewe. En dan balans, ek moet geregtigheid najag. In die boek van Deuteronomium, geregtigheid. Jaag geregtigheid na. Wat beteken dit? Gehoorsaamheid aan sy gebooie, sy instruksies, sy stem, sy verordeninge en uiteraard sy afsprake. Ons oordeel nie voordat ons gehoor het nie. Dis balans. Ons veroordeel nie op grond van gerugte nie. Dis balans. Balans in terme van tyd. Grense. Ek kan nie alles toelaat in my lewe nie. Ek moet kan sê nee, hierdie gaan nie vir my werk nie. Ek stem nie met alles saam om die tafel nie. Elke begeerte kan nie 'n toestemming kry nie. Nee. Elke emosie wat ek ervaar is nie noodwendig die waarheid nie. Ek moet my grense
beskerm. En mense, dis koninkryksorde. Terloops, dis ook ons tema vir Sukkot 2026. Koninkryksorde. Mense, ek glo met my hele hart, met my hele wese, dat die skille van mense se oë gaan afval. Die dae van emosies, ag nee, wat die Here gaan vir jou deurkom, moenie bekommerd wees nie. Nee, hy ken jou naam, hy ken jou hoeveelheid hare op jou kop. Ons is klaar met dit. Ons soek nou gesag, autoriteit, seunskap, identiteit en posisie in hom. Want ek en jy is 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam. Die koninkryksorde praat nie net oor die koninkryk nie. Die koninkryksorde is 'n doen, is optrede, dis besluite, dis reaksies. Want as daar 'n koning is, dan is daar 'n regering. As daar 'n regering is daar orde. En wanneer die verbondsgod oor my en jou regeer, mense, dan is daar orde in die huis. Daarom kan ek nie sê, ja, regeer oor my lewe, maar ek weier om in sy waarheid te wandel nie. Ek weier om my lewe te orden in lyn met sy karakter nie. Dan regeer hy nie oor my lewe nie. Die bewys dat ek onder sy koninkryk staan, is nie net dat ek sy naam ken nie. Die bewys is dat sy regering word sigbaar in my lewe. Deur hoe ek optree, hoe ek praat, deur my reaksies en my besluite. En ek wil afsluit met hierdie gedeelte, en dit is my baie belangrik. Stel regters aan by jou poorte. Sit weer 'n wag voor jou mond. Ek kan nie bid om te sê, Abba, sit 'n wag voor my mond nie asseblief. Nee my kind, dis jou verantwoordelikheid. Frik, sit 'n wag voor jou mond. Neem jou verantwoordelikheid op. Erken dat jy dit nie doen nie. Erken, jy luister na gemors. Erken, jy praat soos wat jy wil. Sit 'n wag voor jou mond. Nee, my verantwoordelikheid. Abba, ek neem vandag my verantwoordelikheid op. Ek sit 'n wag voor my mond. Ek sit 'n wag voor my oë, voor my ore. Ek breek elke demoniese seël op my ore. Ek sit 'n wag by my huis. Ek sit 'n wag voor my hart. En ek weier om langer te wandel in die dinge van hierdie wêreld. Wanneer ek die koning aanstel, Shoftim, om oor my lewe te regeer, en oor my huis, en oor my huwelik, kan ek mos nie vrees toelaat nie. Ek kan nie bitterheid toelaat in my lewe, ek kan nie kompromie met hierdie wêreld aangaan nie, ek kan nie in 'n buiteegtelike verhouding betrokke raak, of ek raak betrokke met 'n verhouding op Facebook, of ek kyk na pornografie of daai goed nie. Ek kan nie 'n gewoonte voed, as die gewoonte teenstrydig is met die woord nie. Dit is my verantwoordelikheid. Ek kan nie saamstem met iets wat nie skrifgebaseer is nie. En ek het hierdie pas afgelope week, het ek debatte gehad met mense wat stellings maak, maar ek kan dit nie in die skrif vir my weergee nie. Dan kan ek nie saamstem nie. Ek kan nie. Want ja, regeer in my lewe. En dis nie hoe hy regeer wat mense se opinies is nie. Ek kan nie saamstem na leuns wat verkondig word nie. Ek kan nie sy grense skuif om aan te pas by die mens nie. Ek kan nie. Sy grense is bepaal deur hom, want hy is die koning en hy regeer van nou af tot in alle ewigheid. So Shoftim roep ons vandag terug na geregtigheid, na liefde, na gehoorsaamheid, om te luister, om te doen. Ek wil 'n finale verklaring maak in hierdie Torah porsie 48. Die wêreld vra, waar is geregtigheid? Shoftim antwoord, daar is 'n regter. Die wêreld vra, wie het die reg om te regeer? Shoftim antwoord, daar is 'n koning, die verbondsgod. Ja, Jotwafai, die Almagtige. Die wêreld vra, na wie moet ons luister? Shoftim antwoord, daar is 'n profeet groter as Moses. Die skuldige vra, waarheen kan ek vlug? Shoftim antwoord om te sê, vlug na hom waar daar orde is. Vlug na hom waar daar regverdigheid is. Vlug na hom wat geregtigheid openbaar. Die vraag is, vandag, op hierdie pragtige Shabbat, wie regeer as koning oor my lewe? Want waar ja regeer, moet geregtigheid
regeer. Waar Ja regeer, is daar koninkryksorde in my lewe en ook so in jou lewe. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie Torah porsie 48. Ek glo en vertrou dat dit vir jou sin gemaak, en ek glo en vertrou dat dit met jou hart geresoneer, en asseblief, moenie my woord vat nie. Gaan toets my. Gaan toets my om te kyk of ek vandag die waarheid gepraat het. Asseblief, kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag net weer eens bewus word dat U regeer oor ons lewens. U regeer bovenal. Die regverdige hardloop na U en word beskud. Dankie dat U ons toevou, dankie dat U ons beskerm. Dankie dat U ons rig en lei in die spore van geregtigheid. Hierdie Torah porsie sê geregtigheid, geregtigheid. En ek weet vandag, die woord sê waar U regeer, moet geregtigheid regeer. Dat die waarheid sal seëvier. Dat ons die balans sal handhaaf met U en met U woord. En dat ons grense sal hê. En daardie grense, ons poorte sal beskerm, om nie alles toe te laat in ons lewens nie. Vader, baie dankie. Dankie vir U woord. En dankie dat U vandag met ons bemoeienis gemaak het. Dankie vir U gemanifesteerde glorie, heerlikheid, wat tasbaar teenwoordig is en was. Ons bring aan U vandag die lof en die eer en die aanbidding van ons harte. En U alleen is aanbiddingswaardig. U is lofprysingswaardig. En ons eer U daarvoor. Abba, dis my gebed en dis my roepe vandag vir elke persoon wat ingeskakel is. En ek eer U daarvoor. My gees roep uit. Halleluja. Baie dankie. Mense, baie dankie. Dit was 'n heerlike oggend saam met jou. Kan ek jou asseblief seën ooreenkomstig die woord van Numeri, hoofstuk 6, vanaf vers 24 tot en met vers 27. Hemelse Vader, ja, wat 'n voorreg om U volk vandag te seën. Ooreenkomstig die opdrag wat U vir ons gegee het, hoe ons dit moet doen. Ek seën vandag U volk, elke man, elke vrou, elke seun, elke dogter. Vader, dat die aangesig oor hulle verhef sal word en U aan hulle die vrede sal gee wat hierdie wêreld nie kan gee nie. Ek bid dat die aangesig oor hulle sal skyn en Vader, U hulle genadig sal wees, asseblief Abba, dat U met hulle geduldig sal wees, veral in die areas waarin ons nog swak is. Help ons asseblief, rig ons en lei ons, dat die aangesig oor ons sal wees en dat ons sal besef, ons het te maak met Hom, die Skepper God van die hemel en die aarde. Abba, dis my gebed en dis my seën vandag. En die woord sê, as ons U volk so seën, dan sal U hulle seën om hulle vrede te gee en dat U met hulle genadiglik sal wees. En ek dank U daarvoor. In Yeshua se naam. Halleluja. Mense, baie dankie van my kant, Frik Weideman. Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, vrede, vreugde, lig en hoop. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, tot volgende Shabbat weer.